Goeiemôre, liewe kykers en baie welkom weer eens by hierdie erediens van Rustenburg Gemeenskapskerk hier vanoggend vanaf Rustenburg. Ons kyk die afgelope paar sondae kyk ons na die openbaring van Johannes, spesifiek die openbaring van ons Here Jesus Christus aan Johannes. En ons is nou by Openbaring hoofstuk 9 en ons lees dan hoofstuk 9 vanaf die eerste vers. En die 5de engel het op sy trompet geblaas. Toe het ek 'n ster uit die hemel op die aarde sien val, aan hom is die sleutel van die skag na die onpylbare diepte gegee. Hy het die skag na die onpylbare diepte oopgesluit en rook het uit die skag opgeborrel, soos rook uit 'n groot smeltwand. Die son en lig is deur die rook uit die skag verduister. Uit die rook het daar sprinkane aan die aarde geswerm. Aan hulle is dieselfde krag gegee as die van skorpioene op aarde. En hulle is aangesê om nie die gras van die aarde of enige plant of boom te beskadig nie, maar slegs daardie mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar slegs om hulle 5 maande lank te folter, deur hulle te pynig met 'n brandpyn, soos wanneer 'n skorpioen 'n mens steek. In daardie dae sal die mense na die dood verlang, maar dit nie vind nie. Hulle sal begeer om te sterf, maar die dood sal hulle bly ontwyk. Die voorkoms van die sprinkane was net soos die van perde wat vir oorlog gepantser is. Op hulle koppe was daar iets soos krone, wat gelyk het asof dit van goud is, en hulle gesigte was soos die van mense. Hulle het ook hare gehad, soos die van vroue, en tande soos die van leeu's. Die sprinkane het borsplate gedra wat soos ysterborsplate gelyk het. Die geluid van hulle vlerke het geklink soos die gedreun van baie perdestrydwaans wat oprig na 'n oorlog. Hulle het sterte met angels gehad, net soos skorpioene, en in hulle sterte was daar krag om die mense 5 maande lank te tuister. Die engel van die onpylbare diepte was hulle koning. In Hebreëus is sy naam Abaddon en in Grieks Apollyon. Die eerste ramp is verby. Kyk, hierna kom daar nog 2. Ook die 6de engel het op sy trompet geblaas. En ek het 'n stem vanuit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is, aan die 6de engel met die trompet hoor sê: Maak los die 4 engele wat by die groot Eufrat rivier vasgebind is. Die 4 engele wat gereed gestaan het met die oog op hierdie uur, hierdie dag en hierdie maand en hierdie jaar, is toe losgelaat om 1/3 van die mens dood te maak. Die getal soldate in die ruitery was 2 maal 10.000 maal 10.000. Ek het gehoor dat dit hulle getal was. Net so het ek ook in die visioen die perde en hulle ruiters gesien. Hulle het 4 rooi, oranje kleurige en swaalgeel borsplate gehad. Die perde se koppe het soos die van leeu's gelyk met 4 rook en swaal wat uit hulle bekke borrel. Deur hierdie 3 pla, die 4, die rook en die swaal wat uit hulle bekke borrel, is 1/3 van die mensdom doodgemaak. Die perde se krag het in hulle bekke en sterte gelê, want hulle sterte was net so slange met koppe aan, waarmee hulle skade aanrig. Nogtans het die res van die mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, hulle nie bekeer van die werke van hulle hande nie. Hulle het aangehou om die demone te aanbid en ook die afgode van goud, silwer en koper en van klip en hout, wat nie kan sien of hoor of loop nie. Hulle het hulle dus nie bekeer van hulle moorde, towery, onsedelikheid of stelery nie. Sjoe, wat 'n hoofster. Liewe kyker, ons het nou reeds vir mekaar gesê, ons kyk na die openbaring en ons het in die eerste deel, het ons gekyk na die 7 seels van openbaring en ons het nou al vir mekaar gesê, die 7 seels van openbaring is 'n breë skets van wat in hierdie eindtyd van ons Here Jesus Christus se hemelvaart tot by sy wederkoms gaan afspeel. So dit is soos 'n kunstenaar wat dan hierdie voor 'n kunstenaar 'n skildery verf, dan verf hulle eers die hele skildery 'n spesifieke kleur. En wat ons Here Jesus Christus doen met hierdie 7 seels en die beskrywing daarvan, is hy verf die agtergrond van hierdie skildery van ons. En nou gaan ons so 'n bietjie inzoom, soos ons in Engels sal sê. En ons het al reeds vir mekaar in hoofstuk 8 gesê, die kant van waar ons nou inzoom op hierdie laaste dae is die oordeel van die Here. En in Openbaring hoofstuk 8 het ons spesifiek gekyk
na die Here se oordeel oor die skepping. En ons het ook vir mekaar gesê, ons sien dit gebeur in die Ou Testament ook, dat die Here kies om as 'n waarskuwing, nie eerstens oor die mensdom te oordeel nie, maar eers oor die skepping. Dan stuur hy droogtes, hy stuur hongersnood, hy stuur 'n vloed, om die mense tot bekering te bring. En hierso in Openbaring hoofstuk 8 gebeur dit dan ook. Maar dan lees ons ongelukkig in Openbaring hoofstuk 9, dat waarskynlik die mense hulle self nie bekeer nie. Daarom blaas die 5de engel op sy trompet. En dis 'n baie klomp gekompliseerde, gedetailleerde goed wat hier gebeur, maar liewe kyker, dit is alles simbolies. En ons gaan kyk hoe die eerste eeu se lesers van hierdie brief dit verstaan, dan sal dit vir ons baie eenvoudig raak. Die eerste sleutelwoord wat ons hier optel van hierdie Openbaring hoofstuk 9 en hoe die Here se oordeel in Openbaring hoofstuk 9 oor die mensdom lyk, is die woordjie, die onpylbare diepte. Ons lees elders in die Bybel en in ander geskrifte dat die onpylbare diepte 'n plek is waar bose geeste gehou word vir die laaste dae. Spesifiek sodat hulle die Here se oordeel oor die mensdom kan verwenslik. Nou liewe kyker, as jy gered is deur die bloed van Jesus Christus, dan is jy nie deel van hierdie oordeel nie. Dan is die genade van ons Here Jesus Christus, die genade van God vir ons genoeg, dan is ons nie deel van wat ons hier lees in Openbaring hoofstuk 9 nie. Die genade van die Here wat hierso teenoor die mensdom opraak, is wat ons praat van algemene genade. Daar's 2 tipes genades. Daar's algemene genade en dit is die genade wat die Here elke dag oor die mensdom uitstort. Die feit dat die mensdom nie verwoes word nie, die feit dat die aarde nog staan, dis algemene genade. En dan is daar die spesifieke genade wat ons as gelowiges deur Jesus Christus verkry. En hierso met hierdie blaas van die 5de trompet is die Here se algemene genade oor die mensdom op. En dan uit hierdie onpylbare diepte kom bose geeste dan na vore om as tools, soos mense in Engels sal sê, die Here se oordeel oor die mensdom te verwenslik en uit te voer. Maar wat leer ons spesifiek van hierdie bose geeste wat uit hierdie onpylbare diepte uitkom? Wat leer ons uit dit uit en wat leer ons dit oor wat ons prakties in ons lewe kan toepas? Wel, ons leer eerstens dat die eerste ding wat uit hierdie onpylbare diepte uitkom, is nie bose geeste nie, maar rook. Nou, liewe kyker, as jy al ooit in 'n veldbrand was, ek kom uit die Vrystaat uit, so ek het baie gehelp om veldbrande te blus. As jy al ooit in 'n veldbrand was, in die middel van 'n veldbrand, dan weet jy dat 'n veldbrand en daai rook wat saam met die veldbrand kom, maak dat jy nie kan sien nie, jy kan nie asemhaal nie, jy kan niks hoor nie. Alles wat jy sien is vreemd, jy weet nie waar jy is nie, jy weet nie in watter rigting jy moet gaan nie. En dit is spesifiek, dit is presies wat Johannes hier vir ons wil sê, wat hierdie rook, wat uit hierdie plek van bose uit voortkom, wat dit op aarde gaan doen, is dit gaan alles verduister. Nie fisies nie, maar geestelik. Goed gaan sleg word, sleg gaan goed word. Mans gaan sê hulle is vroue, vroue gaan sê hulle is mans. Boosheid gaan goedheid wees, goedheid gaan boosheid wees. Liefde gaan haat word, haat gaan liefde word. Niemand gaan weet wat is reg of wat is verkeerd nie. Liewe kyker, dit is dan ook presies wat ons sien uitspeel nou, soos ons in Engels sal sê, in real time, hier op die aarde. En die oorsaak van hierdie onduidelikheid, van hierdie deurmekaarspel, is hierdie rook wat uit onpylbare diepte uitkom, wat reguit van die bose afkom, om die wêreld te verduister, sodat die wêreld nie weet in watter rigting hy moet gaan nie. En dan uit hierdie rook kom hierdie bose geeste wat so sprinkane lyk. Ja, dit is wat dit is. Dit is nie fisiese sprinkane nie, liewe kyker, natuurlik nie. Ons het al reeds vir mekaar gesê, Openbaring is simbolies. Hierdie sprinkane wat voortkom
is bose geeste. En die rede hoekom Johannes spesifiek sprinkane kies, om na hulle te verwys, is sprinkane was altyd in die Ou Testament en in die eerste eeu na Christus gebruik om te verwys na 'n plaag, na iets wat oral is. As jy al ooit 'n sprinkaanplaag gesien het, dan weet jy sprinkane kom op alles en hulle eet alles op. Niks word gespaar met hierdie plaag van bose geeste wat op die aarde kom as daai 5de trompet blaas nie. En hierdie sprinkane, hierdie plaag van bose geeste, liewe kyker, wat op 'n spesifieke manier verduidelik. Hulle sê in die eerste plek dat hulle krone of iets soos krone op hulle koppe dra. En nog altyd is dit, die betekenis daaraagter beteken dat dit bose geeste is wat wil maak asof hulle heers oor die aarde. Dis 'n vals heerskappy. Dis 'n heerskappy wat gebaseer is op 'n leuen. En dan sal ons sien dat saam met hierdie krone wat op hulle koppe dra, het hulle gesigte soos die van mense. En wat Johannes of Jesus Christus vir ons wil sê hierdeur, is dat bose geeste laat hulle self lyk soos ek en jy. Liewe kyker, nog nooit het die bose na ons toe gekom in hulle gewaad soos hulle daar regtig uitsien nie. Ons lees dan dat Paulus skryf in 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 14, selfs Satan homself stel homself voor as 'n engel van die lig. En elders het iemand ook al gesê, the devil does not come to you with a forked tail. The devil comes to you as everything you've ever wanted. Hierdie bose geeste wat uit hierdie rook uit voorkom, hierdie plaag, gaan hulle self voorstel as iets wat ons herken, as iets wat die mensdom kan herken, en hulle gaan hulle self voorstel as jou beste vriend, as nie iets wat jou wil seermaak nie, maar iets wat jou wil help. Maar op die einde van die dag lees ons hierso in Openbaring hoofstuk 9, dat hulle wel met daai angels die mensdom gaan pynig vir 5 maande lank, so erg dat mense gaan wens vir die dood. Saam met hierdie gesigte van die mense, liewe kyker, het hulle dan die hare soos vroue. In die eerste eeu na Christus in die Ou Testament, as 'n vrou haar hare oopgedra het, dan was dit 'n straatvrou gewees. Dan was dit 'n vrou wat rondgeslaap het. Dan was dit 'n vrou wat ongelukkig haarself verkoop het. So iemand wat hulle hare ontbloot het, is iemand wat verleiding voorstel. En wat Johannes vir ons hier wil sê, met hierdie bose geeste wat hulle hare ontbloot, wat hare soos vroue het, is dat hierdie bose geeste nie net soos mense gaan lyk nie. Hulle gaan hulle self nie net voorstel as alles wat ons wil hê nie, maar hulle gaan hulle self ook as ongelooflik verleidelik voorstel. Liewe kyker, en dit is alreeds ongelukkig besig om te gebeur. Ek het gisteraan so 'n bietjie navorsing gedoen op webtuistes, en in 2025 is dit vir my baie sleg om vanoggend vir jou te sê, dat een van die mees besoekste webtuistes op aarde 'n pornografiese webtuiste is. Dat dit meer besoeke kry as WhatsApp, dat dit meer besoeke kry as TikTok, en dat dit meer besoeke kry as Twitter. Mense reg oor die aarde besoek meer pornografiese webtuistes as wat hulle 'n app besoek wat hulle mee kommunikeer. Kom ons dink bietjie daaroor. Dit is 'n verskriklike ding, liewe kyker, as ons vir mekaar sê dat pornografie een van die grootste ewels, een van die grootste sondes van die mensdom in die 21ste eeu geword het. En dan gaan ons dan verder. Die doel van hierdie sprinkane, liewe kyker, behalwe verleiding, behalwe om as hulle self voor te stel, soos alles wat jy al ooit wou gehad het, is om oorlog te maak teen die mensdom. Hulle doel is nie om die mensdom te help nie. Hulle doel is nie eens om hulle self te help nie. Hulle doel is om die mensdom te pynig en om oorlog te maak teen die mensdom vir 5 maande lank. En dit is natuurlik, liewe kyker, 'n simboliese getal.
As ons gaan lees in Genesis hoofstuk 7, sal ons sien dat die waters van die vloed vir 150 dae, met ander woorde vir 5 maande op die aarde was. Hierdie 150 dae stel God se volle oordeel oor die mensdom voor. En so hierdie sprinkane gaan as God se oordeel toegelaat word om met demoniese mag die mensdom te pynig tot God se oordeel uitgewoed is. Maar die goeie nuus is dat ek en jy wat die seël van God op ons voorkoppe het, wat verlos is deur die bloed van Christus, nie deel gaan wees daarvan nie. Halleluja, liewe kyker, dat ons dit gaan vryspring deur genade alleen. Maar dan kom ons by die tweede deel van hierdie Openbaring hoofstuk 9, hierdie groot perdemag wat vasgebind was by die rivier, by die Eufratsrivier, sodat die kinders van God op hulle voorkoppe geseël kan word, en daarna, al die kinders van God op hulle voorkoppe geseël word, kom hierdie engel en hy sê, laat hulle los. Die oordeel van God oor die mensdom kan nou geskied, want die kinders van God is op hulle voorkoppe geseël. En die mag wat aan hierdie perde mag gegee word, liewe kyker, is die mag om die mensdom dood te maak. En 'n derde van die mensdom word dan deur hierdie demoniese mag doodgemaak. Liewe kyker, ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Ons weet nie hoe dit gaan lyk nie. Ons weet dit gaan 'n verskriklike ding wees. Ons weet dit gaan 'n verskriklike oordeel van die Here af wees. Maar aan die einde van hierdie hoofstuk lees ons 'n baie hartseer vers. Ons lees dat ten spyte van hierdie demoniese sprinkaanplaag wat die mensdom pynig, ten spyte van hierdie demoniese perdemag wat mense om die lewe bring, gaan hierdie mense aan om hierdie selfde demone te aanbid. En liewe kyker, die hartseerste van alles, ons as gelowiges doen baie keer mee aan hierdie aanbidding. Ons doen baie keer mee aan hierdie demoniese aanbidding. Ons doen mee as ons na daai video op TikTok kyk van daai vrou wat vir ons dans. Dit, liewe kyker, is demoniese aanbidding. Ons doen mee as ons uitgaan en onsself besope drink tot ons nie meer op ons voete kan staan nie. Dit, liewe kyker, is demoniese aanbidding. En ons as gelowiges moenie meedoen daaraan nie. Ons is genadiglik, spring ons hierdie pyniging, spring ons vry. Maar ons moenie ons rug op die Here Jesus Christus draai en op sy genade draai en aangaan en verder gaan om demone te aanbid, nadat ons weet presies wat dit is wat Jesus Christus vir ons gedoen het nie. Ja, liewe kyker, hy het ons vrygemaak van hierdie demoniese mag. Die Here Jesus Christus het ons vrygemaak van die demoniese mag van alkohol, van hierdie sprinkaan pyniging. Die Here Jesus Christus het ons vrygemaak van die demoniese mag van pornografie. Die Here Jesus het ons vrygemaak van die demoniese mag van skinder en van leuns. Liewe kyker, dit is bitter sleg om te lees in Openbaring 9 hoe die mensdom gepynig gaan word. Hoe die Here se oordeel op die aarde uitgestort gaan word. Maar die goeie nuus wat ons hier uit kan vat, is dat ons, soos ons nou vir mekaar gesê het, vrygemaak is deur die krag en die bloed van Jesus Christus van hierdie mag, dat ons nie hoef gepynig te word nie. Dat ons nie hoef gepynig te word deur hierdie skorpioensteek vir 5 maande nie. Dat ons nie hoef onsself oor te gee aan hierdie sonde nie. Ons hoef onsself nie oor te gee aan die sonde van pornografie, aan die sonde van alkohol, aan die sonde van buiteegtelike verhoudings nie. Liewe kyker, want ons is vrygemaak en skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus, en daardeur, halleluja, liewe kyker, word ons beskerm. Wat is ons werk dan? In hierdie 5 maande, hierdie simboliese tydperk van die Here se oordeel,
Ons werk, liewe kyker, is om nie deel te wees van hierdie demoniese aanbidding nie. En daarbenewens om die wêreld te vertel van die enigste mag wat hulle daarvan kan vrymaak. En dit is die bloed van Jesus Christus. Wat gaan ons doen, liewe kyker? As hierdie oordeel uitbreek, wat gaan ons doen? Gaan ons deel wees van demoniese aanbidding, of gaan ons heeltemal klaarmaak daarmee? En van die mense waarsku en vir hulle sê, ek weet van die persoon wat jou kan vrymaak. Ek weet van die persoon wat jou die ewige lewe kan gee, wat jou die vryheid oor hierdie demone kan gee. Sy naam is Jesus Christus. Tot volgende keer.